Algebra. Algebra is 'n wiskundige taal. Om algebra aan te leer is amper soos om 'n nuwe taal te leer. Ons gaan na die komponente kyk en ook kyk hoe ons al die verskillende komponente aan mekaar sit. Ons onderskei eers tussen uitdrukkings en vergelykings. 'n Uitdrukking is soos byvoorbeeld x plus 2. 'n Vergelyking is waar ons 'n verwantskapsteken het tussen die komponente. Hier het ons 'n is gelyk aan. Die een kant word vergelyk met die ander kant en ons sê hier dat die waarde van die een kant is presies dieselfde as die waarde aan die ander kant. Ons uitdrukking 4x plus 2 kan jy al die dele benoem. Die x is die veranderlike. Die 2 is 'n getal of 'n desimaal of 'n breek wat op sy eie staan en hy is 'n konstante. En die getal wat voor die onbekende of veranderlike staan, noem ons die koëffisiënt. In uitdrukkings of vergelykings praat ons van terme. Hier het ons 2 terme. Die 4x is 'n term en die 2 is ook 'n term. Terme word van mekaar geskei deur 'n plus of 'n minus. Behalwe as die minus en die plus in 'n hakkie is. Ons gaan nou kyk na 'n polinoom. Dit is een of meer terme waarvan die eksponente 'n natuurlike getal is. Ons kry verskillende polinome, soos byvoorbeeld 4x. Dit is 'n monoom. Hier is net een term. Wat noem ons dit as ons nog 'n term bysit, byvoorbeeld plus 3? Nou word dit 'n binoom genoem. 'n Binoom het 2 terme. Ons het nog 'n term by, 5x². Nou is dit 'n trinoom. 'n Trinoom is 'n polinoom wat uit 3 terme bestaan. Kom ons sit nog 'n term by, x tot die mag 3. En dit word nou 'n kwadnoom genoem, 4 terme. Ons kan terme ook beskryf as gelyksoortig. Wat beteken dit? Dit beteken dat in die terme wat jy kyk, die 2 wat jy bestudeer, of meer, is al die veranderlikes van daardie term presies dieselfde. Hierso het ons vir x, 4x en 8. Ons het verskillende koëffisiënte, maar die onbekendes is presies dieselfde. As die veranderlikes nie dieselfde is nie, noem ons dit ongelyksoortige terme, soos 4, 4x, 4y en 2x². Die veranderlikes of die onbekendes, hulle verskil in elkeen van hierdie terme. In algebra is daar 'n baie spesifieke manier waarop ons die orde van al die elemente in die term skryf. Die eerste ding is die teken, plus of minus. Jy weet nou al dat wanneer dit 'n positiewe term is, gaan jy nie noodwendig 'n plus vooraan skryf nie. So as daar niks vooraan staan nie, dan weet jy dit is 'n plus. Die tweede gedeelte wat jy neerskryf is die syfers. As daar nie 'n syfer is nie, weet jy dat dit outomaties 1 beteken. Geen syfer voor 'n onbekende is altyd 1. Dan, die heel laaste, skryf ons die letters. En ons rangskik hulle, die letters. Dit is altyd alfabeties. As daar meer as 1 is, skryf ons dit in alfabetiese volgorde. Die voorbeeld, kom ons skryf die term reg oor. Hier is 8 mal y mal minus x². Waar begin ons by die teken? Die teken voor die 8 is plus, die 1 voor die y is ook plus. 'n plus maal 'n plus is positief. Maar ons het 'n minus voor die x² en 'n plus maal 'n minus is 'n minus. Ons term se teken gaan negatief wees, so ons skryf eers die minus. Wat is volgende? Die syfer. Ons het 'n 8. Die 8 staan na die minus. En laaste moet ons die letters of onbekendes of veranderlike skryf. Hier is 'n y en 'n x. Wat sê die reëls? Dit moet alfabeties wees. X kom voor y, so ons skryf eers die x², na die x² kom die y. Jou term is minus 8 x² y.